Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na finansiële wiskunde, graad 11 tipe somme, en ons gaan spesifiek kyk na die formule wat gebruik word by reguit lyn waardevermindering. Party mense noem dit eenvoudige waardevermindering, ander mense noem dit enkelvoudige waardevermindering, maar ons gaan met hierdie formule werk, en ek gaan vir jou wys die 4 basiese somme wat mense hierin kan kry. Onthou, as daar enige spesifieke finansiële wiskunde vraag is waarin jy vasloop, wat jy mee sukkel, kan jy vir my met WhatsApp 'n foto aanstuur van die probleem na hierdie nommer toe, en dan sal ek vir jou kyk of ek hom kan analiseer, vir jou 'n videoetjie maak en plaas op die kanaal verniet, dat ander mense ook kan baat vind by wat jy gevra het. Die eerste vraag sê, 'n bal word gekoop vir R300. Ek het aanlangs as jy vir die bal gesê het, kan 'n masjien wees, die getal kan 'n groot getal wees, dit is nie belangrik nie, so het gaan oor hoe dit werk. 'n Bal word gekoop vir R300, die waarde van die bal verminder teen 'n koers, en as daar 'n koers 9% per jaar, volgens die reguitlyn waardevermindering. Reguitlyn, enkelvoudige rente, eenvoudige vermindering, is allemaal groot woorde wat jy hier kan gebruik, maar reguitlyn beteken enkelvoudige vermindering, het sal aan hierdie formule wees. Bepaal die boekwaarde, weer 'n groot woord, teken wat hy gaan werd wees, van die bal na 3 jaar. So P wat die beginbedrag is, sal aan R300 wees, die 1 bly maar net 'n 1, die N is dan 3 jaar, wat hier geskryf is, en dan moet ons altyd ons rentekoers 9 op 100 sit om by uit te kom. Hierdie druk ek dan net so in die sakrekenaar in, en dan kry ek 219, en omdat dit 'n woordsom is, skryf jy woorde in jou antwoord, jy sê die verminderde waarde is dan R219. Nou wil ek net vinnig kyk na die letters. Hierdie A is die verminderde bedrag, P is die bedrag waarmee ons hier begin het, die N is hoeveel jare dit is in hierdie spesifieke probleem, en I is dan jou rentekoers op 100. Onthou, baie mense dink hierdie I is interest, dit is nie, dit is die rentekoers op 100. Langs die kant het ek net weer 'n opsomming gemaak, dit is die reguitlyn waardevermindering, eenvoudige waardevermindering, enkelvoudige waardevermindering, en dan is hierdie die formule wat ons gaan gebruik, en binne hierdie formule is nog 'n formuletjie, I is R op 100. Presies dieselfde vraag van die ander kant af gevra, sê, bepaal na hoeveel jaar die prys van die bal van R300 sal verminder na R219 as dit 'n reguitlyn waardevermindering teen 'n koers van 9% per jaar is. Omdat dit reguitlyn waardevermindering is, gaan ek weer hierdie formule gebruik. Hulle het vir my gesê, die oorspronklike R300 verminder na 219, so hulle gee my ook daai bedrag. Hulle het my ook die rentekoers gegee van 9%, so ek het hom 9 op 100 gemaak, om my I te kry. Nou moet ek hierdie N uitwerk, en hier is gewone formule manipulering. Ek gaan eers die 300 oorvat, dan die 1, en dan die 9 op 100. Doen net gewone formule manipulering, niks met finansiële wiskunde te doen nie. Van hieraf moet jy jou sakrekenaar die hele tyd gebruik, so ek het die 300 daar gaan indeel, toe kry ek 0,73 is gelyk aan, toe bly die hele hakkie oor, toe minus ek die 1 aan hierdie kant, toe kry ek hierdie antwoord met my sakrekenaar, en hierdie bly oor, ek het net die 9 op 100, nou na 0,09 toegemaak met my sakrekenaar. Moenie na hierdie som kyk, sonder om jou sakrekenaar voor jou te het, en die beweerrekening saam met my te doen nie asseblief. Toe deel ek deur minus 1 aan albei kante om die minusse weg te kry, en omdat daar 'n maal staan tussen die 0,09 en die N, deel ek hom toe aan die ander kant met my sakrekenaar. Toe kry jy antwoord 3 is N, en dan moet ek skryf as 'n woordsom jaar, so dit gaan 3 jaar vat, vir die bal om te verminder van R300 na R219 toe teen 9% per jaar. Die derde vraagie sê, bereken die koers van 'n reguit lynige waardevermindering, indien 'n bal se prys verminder van R300 na R219 oor 3 jaar. Omdat dit weer 'n reguitlynige waardevermindering is, gaan ek weer hierdie formule gebruik van waardevermindering, die reglynige 1 of enkelvoudige vermindering. Ek net jy moet onthou dat I is mos R op 100. En hulle vra my hier om die rentekoers uit te werk, wat R is. So die 300 is die prys waarmee ons begin het, die 219 is waartoe hy gekrimp het, die 1 bly net 'n 1, die minus bly, ons weet dit is oor 3 jaar, so die N word 3, maar ons weet nou nie wat. Die moeilike deel is om die I oor te skryf as R op 100. Nou gaan ons weer alles wegwerk van die R af, verste ou eerste. So ons gaan eers die 300 die deel, dan die 1 oorvat, dan weer die 3 deel, en dan gaan ons met 100 maal. Ek deel dus die 300, dan kry ek 0,73, en ek bring al die ander goeders net af. Die volgende ding wat ek gedoen het, is 'n baie aggressiewe skuif, so jy moet die video stop en kyk wat ek hier gedoen het. Omdat daai minus 'n negatief is, en as ek hierdie oorvat en hom minus maak, is dit beter om hierdie minus oor te bring, en daai 0,73 af te trek met jou sakrekenaar. So ek het net daai minus die kant toe gevat om hom positief te kry, en daai ou net oorgebring.
Indien jy hierdie aftrek, gaan jy 0,27 kry. Die volgende wat ons doen is met die 3 wegkry hierso. Dan deel ons deur 3 hierdie kant, dan bly net hierdie stukkie oor, maar dan moet ons daai ook deel deur 3 met die sakrekenaar. As jy hierdie dan deel met jou sakrekenaar, kry jy 0,09. En dan, om die 100 weg te kry van die R af, is jy mos gedeel, maal jy daai ou, soos jy geskryf, R is 0,09 maal 100. En dan, omdat dit 'n woordsom is, skryf ons R is 9%, is my koers. Die laaste vraag van die video. Wat was die oorspronklike prys van 'n bal 3 jaar gelede, as haar waardevermindering 9% per jaar reguit lynig was, en sy nou 'n boekwaarde van R219 het? Hierdie hele video gaan oor reguit lynige waardevermindering, so ons gaan weer hierdie formule gebruik. Die vraag is net waar moet alles kom. Hierdie keer vra hulle dus vir my om P uit te werk. Hulle geef my die verminderde bedrag, geef my die jare, geef my die rentekoers wat ek moet omruil. Ek word dan 9 op 100 om by U uit te kom, en nou moet ek net P uitwerk. Ek druk letterlik al hierdie net in die sakrekenaar in, en kry hierdie antwoord. Dan deel ons deur 0,73 aan die linkerkant om hom hier weg te kry. Dan kry ons P is gelyk aan 300, en ons maak hom net rand, en omdat die woordsom is, gee ons van 'n woorde, die oorspronklike prys was R300. Ek stel voor dat jy die video stop en 'n paar keer na hom kyk, en net seker maak jy verstaan hoe om elke van die A's, die P's, die N of die I uit te werk. Dis net formule manipulering, glad nie finansiële wiskunde nie, dit is maklik. Daai asseblief al of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Soos ek gesê het, is daar enigiets is wat jy onseker oor is en finansiële wiskunde, kan jy vir my 'n WhatsApp stuur na hierdie nommer met 'n duidelike foto van jou probleem. Dan sal ek kyk of ek vir jou kan oplos en vir jou videoetjie maak en plaas op hierdie kanaal geniet. Geniet die finansiële wiskunde.